Dit is eintlik half skokkend as 'n mens nou soms die Bybel lees en jy kom op 'n gedeelte af en jy besef net maar wat in die Bybel geskryf is. Die goed wat met mense gebeur het, is presies wat met ons gebeur het. Daar is niks wat met jou en my kan gebeur waaroor daar nie in die Bybel gepraat word. Hoekom ek dit skokkend noem, is die goed staan hier. En ons ken die stories, maar ons lees half so oor dit. En ons kyk nie wat daar staan nie, en dis of dit nie vir ons betekenis nie. Die voorbeeld van vandag is, het dit al met jou gebeur, dat net toe jy dink, dinge kan nou nie slegter gaan, toe kry jy swaalf hoop. Dis of dinge gaan begin verander. Jy kan dit sien, jy kan dit nie net aanvoel, jy kan dit sien. En net toe dit begin gebeur, toe raak dit slegter as wat dit van tevore was. Nou, daar is ook voorbeeldjies wat mense ook kan gebruik, van 'n yskas wat breek, en toe kom jou oompie se aunties en niggies en neefies toevallig in die Kaap, en die werk met yskaste, en hy kom nou so, jy kry nou hoop, maar voordat hy nog daar is, toe breek die stoof en jou te breek ook nog. So dit is nou al klaar erg. Dit is nou nie lekker as jy nou daar sit nie. Maar dis goed dat reggemaak kan word. Maar wanneer dit sleg raak, is wanneer daar emosioneel goed is wat gebeur, dit gaan sleg, en dit begin gaan beter. Jy kan voel, hier kom 'n verandering. Dinge gaan beter raak. En dan is jy slegter af as wat jy was. Dit staan in die Bybel, dat is so 'n storie. Dis die storie van Jairus, is 'n ou, wat, hy was 'n baie belangrike ou gewees. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam van Jairus, hy het 'n dogtertjie 12 jaar oud, en die dogtertjie raak baie siek. En hy kan sien, maar jy weet, dit gaan aan die verkeerde kant. Hy het gehoor van Jesus, hierdie ouens het die sinagoge met hom niks te doen nie, maar hy het gehoor, hy is moontlik die seun van God. Dis sy laaste uitweg. Hy gaan na Jesus toe. Hy hoor, hy's daar iewers op pad. Hy gaan daartoe. Hy kom val voor hom neer. Hy kniel by hom. Hy sê asseblief, hy smeek by hom. Kom en kom maak my. Lê jou hande net op my kant. En dan sê Jesus, goed. Ek gaan so maak. En dan begin hulle loop. En toe hulle eind geloop het, toe kom daai vrou, jy kan onthou die vrou wat 12 jaar in bloedvloeiing gelei het, en sy kom raak aan sy soem van sy kleed, en hy draai toe om en vra, jy weet, wat is nou hier, want sy is toe genees, jy vertel die storie. So hier's nou 'n soort van 'n op en down wat nou gebeur. Jairus se lewe het sleg gedraai. Hy kry hoop, Jesus is op pad. Op pad, kom maar 'n onderbreking. En terwyl Jesus nog praat, toe kom daar mense aangestap van hierdie huis van hierdie ou af. Hy sê vir hom, die kindjie is dood. Die kindjie is dood. En dan sê hulle hierdie ding. Dan sê die mense vir hom, basies dit. Vers 35, laat ek dit lees. Vers 35 sê, waarom? Die mense kom nou en sê vir hom, die dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig? Tema, wat help dit nou? Die kind is nou klaar dood, wat help dit nou? Die Engelse vertaling sê, why bother anymore? Dit is verby, wat help dit? Jy kan net soveel huis toe gaan, niks gaan verander nie. Dis waar hy is, en dis waar ek en jy definitief, al ten minste een keer op ons lewensreis was, persoonlik. Dalk 'n paar keer. Maar hy sê, wat help dit verder? Wat help dit verder? Wat help dit? Dit is aan die een kant wat ons sê. Die ander kant is ook waar, dat ons weet, God kan enigiets doen. Daar's niks so stikkend in hierdie wêreld, dat hy dit nie kan heel maak. Niks nie. Hy kan alles doen. In jou verhouding, jou fisiese liggaam, of dit 'n siekte is, of dit 'n verslawing is, of 'n emosionele ding, of 'n finansiële ding, wat dit ook al is. Hy kan dit fix. En hy kan dit net so. En daar is voorbeelde in die Bybel, wat het dit net so gedoen. Maar ongelukkig, wanneer dit gebeur, wanneer hy dit vir jou en my doen, dan leer ons nie veel. Dan leer ons nie veel.
Daar lyk dit my is 'n proses wat moet verloop. Want terwyl daai proses verloop, kom ek en jy by hierdie oomblik wat te sê, wat help dit? En dan sal hy altyd iets binne in jou stir, altyd ietsie gee, wat net weer vir jou hoop gee. En wat hy daarmee eintlik vir jou wil sê is, hou net aan met glo. Hier vir hierdie ou het hy gesê, moenie ontsteld wees nie. Moenie jou ontstel oor wat die ouens nou sê nie. Bly jy maar net glo. Bly jy maar net glo. Hierdie lewe, ek wens so, ek het op baie dae gedink. As jy met mense sit, of jy berei boodskap voor, of jy praat, hoe lekker is het nou geweest as jy net gesê het, weet die Here sal alles vir jou uitsorteer, en hy sal alles regmaak, jy kan maar gaan. Alles, die lewe werk nie so. Daar lyk dit my, daar's altyd hierdie proses, wat in die gang is. En wat in hierdie ou se lewe gebeur, en daarom sê ek nie, probeer nou jou ding vergelyk met syne nie, want jou pyn is jou pyn. So syne is syne, maar dit was baie erg geweest. Ek meen, stel jy nou voor, jou ou dogtertjie 12 jaar oud. Daai kind raak siek. En jy sien dit waartoe dit gaan. En jy kan niks daaraan doen. Jy kan niks daaraan doen. Al hoop wat jy het, is op Jesus. En dan sê hy, maar ek sal help. En hy is op pad om dinge te verander vir jou. En dan raak dit sleg. Nou het die ou nie meer genesing nodig nie. Hy het nou 'n opstanding nodig. Dis baie slegter as wat dit was. Was jy al daar? Sit jy vanoggend daar? Jy het gedink dinge kan nie slegter nie. En nou is dit. Dis dalk iets wat jy gedoen het. Dis dalk iets wat iemand anders aan jou gedoen het. Dis dalk wat in die lewe met jou gebeur het. Moet jou nie ontstel nie. Hou jy maar net aan om te glo. Hou net aan om te glo. Moet nooit sê, wat help dit? Wat help dit? Wat help dit? Ek vra nou nog 'n slag vir die Here. Ek het nou hoeveel keer vir hom gevra. Maak net my man of my vrou net 'n bietjie sagter. Net 'n bietjie sagter. By tye wil jy hoop kry. En nou sê jy al vir jouself, dis vals hoop. Maar niks verander nie. Wat help dit? Wat help dit om vir jou kind wat op dwelms is te bid? Net van tevore. Wat help dit? Ek bid nou nog vir werk. Ek het hoeveel CV's aangestuur. Ek het my werk verloor. En dit was sleg. En toe hoop ek, wel, ek gaan nou my CV ingee. Klomp, baie. Geef my 'n bietjie hoop. Ek kry nie werk. Wat help dit? Wat help dit? Die mooie ding van wat hier gebeur, behalwe dat Jesus vir hom sê, moet jou nie ontstel nie, hou jy nou maar net aan met glo. Die mooie ding is wat gebeur. Toe hierdie ouens kom en hulle sê die kindjie is dood, staan daar en ek gaan dit nou lees, ek gaan dit dalk nou soek, ek het nou hier gemerk, maar ek merk so lelik. Maar ek moet dit vir jou lees. Ja, vers 36. Jesus, nou sê hulle die kind is dood. Moenie langer lastig val nie. Dan sê Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word. En toe sê hy vir die raadse van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie, bly jy maar net glo. Jesus luister net met een oor. Ek meen, hy's op pad om 'n kind gesond te maak. 'n Pa wat smeek, wat huil. Nou hoor ek, hulle kom nou hier, hulle kom sê, dis 'n commotion. Ek meen die pa moes aan die huil geraak het, mense rondom hom aan die huil geraak het. Wat nou? Maar hy luister net met een oor. Hy luister net met een oor. En ek het begin om te sê van hierdie stories in die Bybel, waarmee ons so kan relate. Ek meen, dit is ons goed. So wat gebeur wanneer jy in so 'n situasie is? Jy het gedink, dinge kan nie slegter nie. Toe gaan dit, jy dink dit gaan, toe is dit nog slegter. Wat gebeur? As allerlei stemme. Dis deel van jou in my les vanoggend. Dis deel van die stukkie brood wat God vanoggend vir jou wil gee. Jy wat hier sit.
of wat 'n familielid by jou het, wat in so 'n situasie sit. Dis 'n stukkie brood wat jy vir jou wil gee. Daar's stemme. Luister selektief. Ook na jou eie, want kyk, ons praat die hardste en die beste met onsself. Wat help dit? Wat help dit? Dis 'n verlore saak. Wanneer jy in hierdie oomblikke is, pas op vir stemme. Luister selektief. Luister met een oor, want daar's altyd 101 redes waarom iets nie kan gebeur. Wat jy vir jouself sê, en dikwels die mense om jou, as jy hierdie storie gaan lees, wie is die mense wat gekom het om te sê, die kind is dood, moenie hom langer lastig val vir Jesus nie. Dis die mense, dit staan presies so, dis die mense van sy eie huis. Kom daar mense van die raadslid, van die sinagoge se huis af. Hulle was in sy huis. Ek moes hulle losmaak. Wat help dit? Daar's altyd redes of stemme wanneer jy hier luister selektief. En bly net glo. As jy 'n stem hoor wat sê dit is nog nooit gedoen. Niemand het dit nog ooit gedoen. Luister, dalk hoor jy 'n ander stem, met die ander oor. 'n Ander stem wat sê, dit is so, dit is nog nooit gedoen nie. Want ek het dit uitgehou vir jou. Dat jy dit sê. Dis die ander stem, dalk vir jou. Niemand in my familie het ooit verder studeer nie. Dis die stem, die een stem. En hierdie families wat nou by jou ingryp word. Jy weet nou vra, wel, vertel as jy wil. Niemand in jou familie het nog nooit verder studeer nie. Ja, dalk sê die ander stem vir jou. Dis omdat God dit vir my uitgehaal het. Sonder om verwaand te wees. Dit is geloof. Dalk gaan dit nou die eerste keer gebeur. Maar God het vir my gebeur. In my familie. Dit is altyd twee stemme. Luister selektief. Ons se vrou wat nou so vir 3 weke by ons al werk, kom op 'n maandag en 'n Vrydag. En iets het my van die begin af opgeval van haar vriendelike mens, behalwe nou dit en so aan. En 2 weke terug vra ek haar, wat sy kan net op 'n donderdag nie kom. Vra ek, wat doen jy op 'n donderdag? Sy sê sy het my, ek studeer ECD. Ja, wat is ECD? Klink om so 'n oudtydse dwelling. Sy sê sy nee, dis Early Child Development. Gaan studeer sy hier by 'n college. Ek sê nou maar, hoe werk 1 keer 'n week? Ek bedoel, hoe lank gaan dit jou vat? Vriendelik, 3 jaar meneer. Ek sê dan, want ek is nou opgewonde, ek dink omdat ek weet, hoe kan ons so van 'n werkie of 'n ding, jy weet, organise of so, sê nie meneer, dan nog 3 jaar. Want ek moet 2 jaar studeer, dan kan ek by hierdie klein skooltjies en so aan, dan sy gaan werk. Ek sê vir maar, hoe, ek bedoel nie negatief nie, dis net realisties, jy bly vir sand te kraal, waar kry jy die geld? Sê meneer, ek het nergens. Almal het gesê, waar wil jy geld kry? Niemand ons familie het wil studeer nie. So, moenie jy jou dink les van drink nie. En ek het na die college toe gegaan en vir hulle gesê, sy moet al in die 30 na my kerk wees. Dus ek het vir hulle gaan sê, asseblief, ek moet kinders werk. En toe gee hulle vir haar beurs. En ek kan nie voltydse beurs gee nie. En dat is het te veel. Luister selektief wanneer dinge van sleg na slegter gaan. Jesus het daai dag het hy met die een oor gehoor. En al wat hy gedoen het, hy eintlik daai mense totaal geïgnoreer. Het hy heeltemal geïgnoreer. Wat het hy gedoen? Hy het nie van hulle gesê, joh, nou rarig, jy weet, ek is nou laat, ek was nou nie hier vir toe vir die oppernoot het nou gemaak, dat die ding, weet, nou is die kind dood. Niks van daai, nee, hy het hulle geïgnoreer. Hy het met jou Eries gepraat. En vir hom gesê, moenie ontstel wees nie.
moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Hou maar net aan man, hoor jy, daar's 'n aanmoediging, en daar's 'n liefde in. Hy het ook gesê, bly glo, of glo man. Hy sê, bly maar net glo. Liefde in my woorde. En toe sê hy, kom ons gaan. Die volgende geleer, toe sê hy, kom ons gaan. Daar gaan ons. So jy moet weet, dat dieselfde Jesus, wat nie 'n oog geknip het, toe hy die boodskap hoor, wat met 'n beslisheid gestap het, met 'n goddelike plan. Daai selfe Jesus is net so koel en kalm in jou situasie, ongeag wat dit vandag is. Hy knip daarvoor nie 'n oog. Al wat hy sê, moet jou nie ontstel nie. Hou jy net aan met goed. Kom ons gaan. Kom ons gaan. Wat ook interessant is, toe hulle daarvan loop, vers 37, ek lees dit nou nie, want dit is 'n redelike lang gedeelte. Daar sê hy, toe hy net vir Petrus, Jakobus en Johannes saamgevat, net daai drie, want daar was 'n menigte om hom, en daar was nog ander disippels ook. Weet hy 12 gehad, hy vat net 3 saam. Hy vat net 3 saam. Dis baie maal ons probleem, waar die ding die ruil word vir ons. Omdat ons luister na allerhande dom goed wat mense sê. Dan besef wat dom mense dom goed sê. Familielede en vriende. Nou luister jy vir hulle. Luister selektief. Wie is die mense wat jou vorentoe wil neem, wat jy wil ondersteun? Los die reis agter. Jy wil hulle nie weg te jaag nie. Maar ignoreer hulle op 'n mooi sagte manier. Dan vat jy die mense saam met jou. Wat jy hoor, wat reg praat. Dikwels, as jy kyk na hierdie mense wat so jip kan praat en raad en so aan, hulle huwelik is 'n ou bootjie lê al jare op die rotse flenters geslaan. Hulle geldstake is in rommelstaat, maar hulle het die meeste om te sê. Kom luister ons na hulle. Jy kan nie almal saam met jou vat nie. Daarom is dit nodig dat jy na die regte stemme sal luister. En net so te loop, daarom is dit goed dat jy kerk toe kom. Regtig. Want hier sal jy hopelik, as jy met 'n oop gemoed kom, 'n oop hart kom, sal jy die stem hoor. Daarom is dit nodig dat ons kerk toe sal kom. En nie net wanneer dinge nou nie so lekker uitwerk. Ek weet dan het mense groter behoefte, dit is reg so, dat jy dan ook kom. Maar kom ook wanneer dinge nie so mooi vir jou loop nie. Wat help dit? Wat help dit? Luister selektief en loop saam met die mense wat jy hoor wat reg is en wat God vir jou wys. Wat help dit? Jy het jou werk verloor. Ek noem dit spesifiek, want dit is iets wat in ons tyd in baie huise gebeur, werk wat verloor word. Jy weet, so nou kan jy luister na jou oupa, wat sê, ja, nee jong, in die land van ons, jy weet, daar, ons sal nie werk kry nie, julle kinders het nie eens ervaring nie, jy gaan nie werk kry nie, en jy het die opleiding nie, en jy weet, so gaat hulle te keer, en nog het klop ander stemme ook. Ek nou leef vir die tier en kou, Oreo koekies. Maak dinge nog slechter. Dit is tang. Nee. Moet nie na die stemme luister. En loop saam met iemand of mense wat jy wil ondersteun. Dit is so prakties as dit. Ek wil 'n voorbeeld noem. Mijama daar agter sit, ek het vir gevra, goedkeuring. Dit het jy klaar gemaak met 'n trek. Sy wil baie graag gaan studeer. Sy weet presies wat sy moet studeer. Sy het hierdie toetse gedoen, weet presies wat doen, maar daar is nie geld nie. CV's ingestuur, weet jy hoeveel van die goed nie. En tot op 'n dag toe sê ek van luister, jy moet nou net dink, wat? Dis mos nou duidelik. Jy stuur nou CV's oral. Dan moet nou iets anders wees. Dan moet wat nou anders. Sê ek weet dit. Maar dan moet 'n ander plan wees. Sê maar wat, sê ek dink wat jy moet doen is, onthou nou net, as jy CV stuur, niemand het jou nog ooit gesien.
So print vir jou so 5. En gaan jy Willowbridge toe. Weet jy hoekom ek dit gedink het? Gesê het. Ek het daar afgelaai. Daar by 'n koffieshop gaan sit. Binne 7 minute. Ek dink is 4-5 minute. Ek het 'n koeldrankie bestel. Die koeldrank nog nie gekom. Toe sê al daar 3 plekke ingegee. 3 plekke wat sê hier's nou 'n vrou op kraamverlof, 2 reeds bedank. 3 plekke. Dit is geloop. Dit is op pad gegaan. En sy moes toe 'n keuse maak. Wat moet sy nou kies? Want die eerste ou sê toe eers as sy kan kom. Bietjie gepraat en gesê maar daar's dalk nie goeie, jy weet, dit laat jou loopbaan kan groei in daai plek. Ja, maar ek het nou nog hierdie ander mense nog nie gesê. Ek het die werk. Sê ek wat? Wees net kalm en rustig. Toevallig terwyl ek in die leef is. Ek het dit my uitgesê nie. Ek besef nou, dis wat die Here gedoen het daar. En toe wag sy, baie spanning tot laat sy hoor sy die ander werk. Daar bevorderingsmoontlikhede, sy moes die eerste maand begin en sê reeds Woensdag wat verby is begin en klaar werk verdien. Praktiese voorbeeld. Jy kan na stemme luister. Maar luister selektief. Kom ons begin hier. Dat dinge in hierdie lewe verkeerd loop. Moet nou nie dink jy is nou so fantasties dat dinge alsnog nou sal nie. Met ons almal loop dinge verkeerd. En dikwels, soos in hierdie storie, net soos wat jy hoop kry, net soos wat jy dink dinge gaan verander, raak dit slegter as wat dit was. Dis hoe die lewe werk. Dikwels. Luister. Luister. Bly net aan glo. Moet jou nie ontstel nie. Ja, maar van wat jy verstaan. My storie. Wel, die vraag, ek verstaan het. Maar die een wat nie op ooglik, wat koel en kalm is, moet hy als in sy hand hou. Vir hom is dit niks. Niks. Inteendeel, hoe langer hierdie proses verloop, totdat die beter kom, wil ek amper sê, moet jy half meer spesiaal voel. Want God wil iets groters in jou lewe. Maar jy moet net bly glo. Luister na die regte stem. God wil vir geen mens bedoel hy kwaad nie. Ook nie die van ons wat kwaad aanvang. Dis vir hulle wat hy juist gekom het om te kom sterwe. Bly net glo en moet jou nie ontstel. Daar's altyd in ons almal se lewe iets meer wat God wil hê. Hy wil altyd meer en beter maak. Selfs die dag as jy doodgaan, dan maak hy iets meer en iets beter van daai dood van jou. Daar's altyd iets meer, daar's altyd iets beter. Ek en jy moet leer dat daar op 'n manier 'n spanning is tussen wat jy op hoop en dit wat jy in glo. Daar's 'n spanning tussen dit wat jy op hoop en dit wat jy glo. En ek en jy moet deur daai proses werk. En dan gaan mense wees wat lag, hierso toe Jesus kom. Toe sê hy, toe hy by die huis kom, toe gaan hulle te keer huil en hy sê, wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterf as hy slaap net. En toe lag hulle hom uit. Toe gaan in die kamer in, vat die pa en die ma saam. En net die pa en die ma en die 3 disippels vat in die kamer in. Hy gaan praat met die kindjie en die kindjie staan op. En hy so koel en kalm. Hy sê vir hulle, gee vir die kind iets om te eet. Net so. Gee vir die kind iets om te eet. Staan in die laaste vers. Hy het nie 'n dooie situasie gesien. Glad. Hy sien ook nie jou dooie situasie. Inteendeel, hy is reeds op pad. Dit moet jy glo. Dis al wat jy hoef te doen, is om net te glo.
En dan, wanneer hy vir jou die tree wys, dan gaan doen jy dit. Dan gaan gee jou CV in, loop met jou eie voete, gaan gee, dat die mense op die sak kan sien. En luister jy, klap. Jy loop na die college toe, vat 'n taxi, gaan praat met die mense. Want dis waarvan jy bewus geword. So, bly net glo, moenie ontstel wees nie, en gaan doen dit wat jy hoor. Dis al. Jesus is klaar op pad. Hy is klaar op pad. Daar is nog net iets wat nog moet gebeur, wat in plek moet val. Ek het nie 'n slot geskryf vir die preek nie, wat ek dit net doen. So die slot is, dit. Dat ek en jy ons oor toe maak, lekker diep asemhaal, soos mense wat ontspan, en sê, Here, ek glo. Ek het gehoor. Ek gaan tegemoet, U wat wag op my, by die beter plek. Kom ons maak ons oor, die avond opstel. Amen. Dit was nogal, dit was gepas. En ek dink die woorde wat my opgeval het, is die woorde wat ons gesing het. I'm loved by you. En jy weet, as dit gebeur, as jy agterkom, ek is geliefd, dan gebeur daai ding van vrede. Dit is wat gebeur. So ontspan, bly jy maar net glo, en sy vrede sal jy vind. Amen.